U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Toe Karien gil en haar knie gryp, hardloop Helene reeds op die baan. Aan die manier hoe die kind krul van die pyn, weet sy reeds iets is gebreek of geskeur, waarskynlik 'n kruisligament. "Noodhulp!" skree Helene en voel verlig toe sy die 2 noodhulpbeamptes reeds oor die baan sien nader hardloop. "Ek's hier, Karien, hou vas my hand," probeer sy die gillende, wriemelende lyf troos. "Lindy, vat die span hier weg en gooi 'n paar balle om warm te bly. Linda, help my om die AV Beffie van Karien af te haal en trek dit aan. Daar is nog net so 2 minute oor," organiseer sy die res van die span so kalm as moontlik sonder dat sy 'n oog van Karien afhaal. "The girl should go to the hospital as soon as possible," is die opinie van een van die noodhelpers na 'n paar minute se ondersoek. "Should I call the ambulance? Kan ons asseblief die kind van die baan afkry sodat die wedstryd kan voortgaan," beveel een van die skeieregters. Helene vererg haar bloediglik. "Hierdie is 'n ernstige besering. Sy kan nie geskuif word voor sy nie gestabiliseer is nie," weier sy ferm en kyk magteloos hoe die noodhulpspan die kind se knie probeer stabiliseer. "Dit lyk ernstig, Helene," sê Alta, wat minute later ook uit asem langs haar verskyn. Die ronde het intussen klaar gemaak en die meeste kinders kom koek om hulle baan saam. "Baie, sy moet hospitaal toe gaan," sê sy, terwyl sy die huilende kind se kop teen haar bene laat rus. "Ek sal haar met die Fortuner na die Kreursdorp hospitaal toe vat, sodra ons haar in 'n draagbaar kan kry," bied 'n pa van een van die seniors aan. Helene kyk na die noodhelper. "Will that be possible?" vra sy. "That might be a good idea, ma'am. The ambulance won't take her there and it is a good hospital," stem die man saam. "Dit sal baie gaaf wees, meneer. Ek sal moet saamgaan. Ek kan haar nie daar alleen los nie," sê Helene dankbaar. Sy weet dit sal baie vinniger gaan as om met 'n ambulans te wag en dit sal goedkoper vir Karien se ouers wees. "Ek kry ook gou die mediese vorm in die leer. Ouens, staan asseblief eenkant toe sodat die mense haar op die draagbaar kan sit," beveel Alta die omstanders. "Meisies, julle moet asseblief die B-span help en ondersteun terwyl ek weg is. Sorg dat hulle opwarm en kyk dat al ons toerusting terugkom van die bus, in die bus. Probeer net so gefokus as moontlik bly vir die res van die wedstryd." "Sy sal oukei wees," rammel Helene vinnig 'n paar opdragte vir die res van die span af, wat intussen weer bekommerd om hulle gegader het. "Goed, juffrou," antwoord 'n koor stemme en verdwyn alleen na die baan langsaan, waar die laaste minute beseringstyd glo klaar gespeel gaan word. Helene gryp haar en Karien se netbalsakke in die verbygaan, terwyl die noodhelpers en die netbalpappa die huilende kind wegdra na sy voertuig toe, wat intussen nader geskuif is. Juffrou Becker sê juffrou moet juffrou se karsleutel gee sodat sy juffrou se kar vanaand na haar huis toe kan vat, ingeval juffrou nog by die hospitaal is wanneer ons terugkom by die skool," roep 'n kind uit asem toe Helene in die voertuig klim. "Sê vir juffrou ek sê dankie," antwoord sy, terwyl sy die sleutel deur die venster aangee. Sekondes later ry hulle weg. "Hier, ek het hierdie vir jou gemaak," sê Esmy en hou 'n leer na Willem toe uit. "Wat is dit?" vra hy met 'n frons tussen sy oë en vat die leer huiwerig. "Dit is afskrifte van al ons skryfwerkaantekeninge van graad 10, as ook al my skryfstukke.
Ek het jou boeke in juffrou Lindy se klas gevat daardie week met jou oupa se begrafnis en gesien daar is niks in nie. Ek kan julle seuns glad nie verstaan nie. Skryfwerk tel 1/3 van ons eksamenpunte. Dit is die maklikste van al die werk, maar julle gee nie niks aandag daaraan nie, berisp hy hom, voordat hy 'n woord kan inkry. Ek weet nie hoe leer 'n mens daarvoor nie. En dit is vrek baie werk, antwoord hy effens uit die veld geslaan. Maar dankie in elk geval, voeg hy vinnig by, voordat sy nog met hom raas. Ek het vir jou afgemerk watter van die korter stukke jy meer aandag aan kan gee. Doen tog net vir 'n slag 'n bietjie meer moeite, dan sal jou punte ook verbeter, preek sy beterweterig verder. Willem vererg hom bloediglik. Vir wat is jy vandag so op die oorlogspad? Ek is moeg vir almal se slapgatheid, dis al. Hoe is ek slapgat? Willem word rooi van verontwaardiging. Hy voel hoe sy bloed begin kook. Jou Afrikaanse skryfwerkboek sê dit, spoeg sy die woorde een vir een uit. En ek is die hel in vir my sussie, Lize en Etienne. Is jy ons almal se ma? Kap hy sarkasties terug, maar sê niks verder van sy boek nie. Hy weet maar al te goed sy slaan die spyker op die kop. As julle soos idioote wil gedra, sal ek seker moet wees. Kap sy parmantig terug en vlieg regop. Haai, wag nou Esmy, moenie jou nou weer wip nie. Baie dankie vir die aantekeninge, ek waardeer dit, regtig. Gooi hy vinnig wal. Hy kan nie bekostig om haar vriendskap ook te verloor nie. Wie het hy dan oor? Wat het die ander gedoen? Vra hy vinnig, voordat sy kan weghardloop. My sussie en die 2 duifies sit pauses in meneer Venter se klas en wyp terwyl Etienne veronderstel is om aan sy IGO te werk. Ek skaam my dood. Willem fluit deur sy tande. Hy weet hoe verafskeid meneer Venter die gewoonte. Niemand het nog ooit gewaag om in 'n onderwyser se klas te rook nie. Laat staan nog meneer Venter van alle mense. Meneer sal sy velle aftrek as hy dit hoor. En dit na alles wat meneer vir hom gedoen het, is hy mal. Jou keuse en vriende laat van die begin af veel te wense oor, betug sy hom genadeloos en stap vererg weg. Willem laat haar begaan. Sy hart voel swaar. Haar woorde diep getref. Is hy die tipe mens waarmee ander wil vriende wees? Op wie ander kan staat maak? Hy het gedink hy is, maar nou is hy nie meer so seker nie. Is dit hoekom sy oupa hom nie ook vertrou het oor die geld nie? Toe die klok lui, slenter hy met 'n swaar hart alleen klas toe. Arno kyk fronsend na Anke terwyl hy 'n sakdoek vir haar aangee. Ek kan nie verstaan hoekom jy huil nie. Dis nie die eerste keer dat 'n kind op die sportveld seer kry nie, en dit gaan beslis ook nie die laaste keer wees nie. Ja, maar nou sit die arme juffrou Steenkamp op hierdie ysige aand alleen by die hospitaal, terwyl die bus iewers in 'n verkeersknoop vassit, sê sy snikkend. Anke, sulke dinge gebeur. Hou nou op huil. Jy ontstel jouself onnodig, raas hy ferm. Hoe kan jy so sê? Al die spanne het verloor, terwyl ek snoesig hier in 'n warm woonstel sit, skree sy ontsteld. Arno sug. Ek weet jy voel skuldig omdat jy nie daar was nie, maar dit sou in elk geval geen verskil aan die situasie gemaak het, indien jy saamgegaan het nie. Juffrou Steenkamp het die regte ding gedoen om jou 'n kans te gee om jou werk klaar te maak. As jy haar wil help, maak seker jou werk kom klaar, anders was alles verniet. Ek het mos nou vir juffrou Becker gesê, ons sal gaan help om juffrou Steenkamp se kar by haar huis te kry, sodra die bus terugkom. Hou nou op huil, raas hy geïrriteerd. Anke staan op en blaas haar neus. Sy sê nie 'n woord nie. Dit is die eerste keer vandat sy hom ken dat hy so hard met haar praat. Sy kan nie glo sy laat dit toe nie. Jy is seker reg, sê sy kalmer. Maar ek wonder maar net, hoe gaan sy vanaand by die huis kom? Ek sou haar graag wou help, omdat sy my altyd so mooi met alles help. Tussen haar, juffrou Becker en die kind se ouers sal hulle dit wel uitsorteer. Moenie jou daaroor bekommer nie. Ek sal gaan Milo maak, terwyl jy jou werk klaar maak,
sê Arno sag. Hy is verlig omdat sy gekalmeer het. Toe die bus teen 8 uur laat, weet hulle is amper by die skool, is haar werkstuk opgelaai. Hy het ook kans gehad om met Willem te praat. Ek het na tweede pouse weer gesien, hy het Rietel baie moedeloos klas toe. Hy het nie eers gesien ek groet hom nie. Ek is baie bekommerd oor hom. Iemand sal iets moet doen, sê sy besorg, toe hulle in sy bakkie inklim om skool toe te ry. Die regte geleentheid het hom nog nie voorgedoen nie. Florence Nightingale, terg Arno goedig. Maar ek beloof, ek sal nog. Daardie seun is baie tawwer as wat jy dink. Ek hoop maar jy's reg, want ek het 'n baie slegte gevoel hieroor. Helene kyk na Karin se bleek gesig op die wit hospitaalkussing. Haar oë is toe nadat hulle vir haar 'n pynstiller gegee het. Sy streel saggies heen en weer oor die kind se voorarm en sien hoe sy geleidelik insluimer. Dit het 'n volle uur geneem voordat sy een van die kind se ouers in die hande kon kry. Sy het kortliks verduidelik wat die ongevalle dokter vir haar gesê het. Hulle het toestemming gegee dat die hospitaal die kind kon opneem. 'n Ortopeed sal eers die volgende dag na haar kan kom kyk. Helene voel fisies en emosioneel gedreineer. Haar hart is in 1000 stukkies geskeur oor hierdie kind. Haar sportloopbaan is waarskynlik vir die res van die jaar daarmee heen. En dit lyk ook nie baie rooskleurig vir die toekoms nie. Sy sal 'n operasie moet ondergaan en die rehabilitasie gaan waarskynlik maande duur. Dan is daar nog steeds die waarborge dat sy weer sal kan sport doen nie. Die res van haar spanmaats is verpletter. Hulle gaan Karin se kalmte in die span mis. Sy weet nie of Linda die mas sal opkom die volgende donderdag se wedstryd nie. Daardie span is nog onoorwonne terwyl haar span vandag reeds 1 wedstryd verloor het. As hulle weer verloor, is hulle uit. Haar span het slegs Dinsdag om te oefen. Dis nie naaste by genoeg tyd vir Linda om die nuwe posisie baas te raak nie. Hulle gaan so teleurgesteld wees indien hulle nie kwalifiseer nie. Helene voel skuldig. Sy moet bieg. Sy is net so teleurgesteld. Vir die soveelste keer in haar onderwysloopbaan het sy 'n belowende spannetjie, maar dan gebeur daar weer eens iets onvoorsiens wat veroorsaak dat hulle nie verder die liga kan vorder nie. Sy is maar net soos al die ander afrigters wat sy in die verlede so veroordeel het omdat hulle wen najaag. Wen is vir haar net so lekker. Goeienaand mevrou Steenkamp. Slaap sy? Groet Karin se ma gediem en kom staan aan die ander kant van die bed. Sy kyk bekommerd na die dogter. Naand mevrou, meneer, groet Helene terug. Sy staan op sodat die man langs sy dogter kan kom sit. Karin maak haar oë oop, toe sy haar pa se stem hoor en begin weer huil. Helene staan op 'n afstand en kyk na die gesinnetjie. Dis opvallend. Hulle 3 is baie geheg aan mekaar. Sy beantwoord al hulle vrae. Niemand het vir Karin gestamp nie. Sy het in die lug gespring om die bal te vang en toe sy land het haar been sommer net onder haar pad gegee. Nee, hulle het die wedstryd verloor. Een van die eerste span speelsers se pa het Karin hospitaal toe gebring. Ja, die ander meisies het al almal vir haar 'n boodskap gestuur. Toe die kind en haar ouers rustiger is, stap Helene en die man na die klein koffiewinkel in die hospitaal se voorportaal. Mevrou, ek kan nie genoeg dankie sê dat jy saam met my kind gekom het nie. Dit kon nie maklik gewees het om die span so te los nie. Dit beteken vir ons almal baie, sê die man. Duidelik, baie emosioneel. Dis 'n groot plesier, meneer. Ek sou nie daarvan gedroom het om haar alleen te los nie. Hoe kom jy vanaand by die huis, mevrou? Helene skrik. Sy het eintlik nog glad nie daaraan gedink nie. Die man sien die onsekerheid op haar gesig. Ons sal jou huis toe vat, mevrou. Dit is die minste wat ons vir jou kan doen. Maar jy bly in Carletonville, meneer. Dis 'n groot draai om te ry, sê Helene. Dit maak nie saak nie, mevrou. Jy beteken geweldig baie vir my kind. Sy praat elke dag van jou. Ek weet sy gaan jou en die netbal verskriklik mis. Beskou dit as my skrale blyk van waardering. Helene sluk swaar aan die knop in haar keel. Sy knik met haar kop. Opregte dank, soos hierdie man sin, is maar min in die onderwys. Dit raak haar diep. Jou kind beteken net so baie vir my, meneer. Ek hoop uit my hart uit dat sy volkome sal herstel. Kom aan ouens, ons kan nie bekostig om kop te verloor nie. Bly kalm.
vermaan Gerrit sy spelers terwyl hulle in 'n kring staan. Die skeieregter het albei kapteins gevra om met hulle spanne te praat na die soveelste bakleierery op die veld uitgebreek het. Marnus was die jongste slagoffer en moes die veld met 'n gebreekte neus verlaat. Daai was opsetlik. Hulle teiken Marnus al die hele wedstryd, protesteer Kobus ontstel. Dit is so, maar hulle maak staat daarop dat ons gaan kop verloor. Ons weet dit mos. Kalmeer nou, raas Gerrit hard. Willem sukkel om 'n magtelose woede te onderdruk. As een van hulle weer aan een van ons slaan, breek ek vandag iemand se nek, skree hy hygend. Kom nou, ruk julleself reg. Gerrit is reg. Daar is nog net 5 minute oor. Gerrit, kan ek 'n voorstel maak? Onthou julle nog daai beweging waarmee ons in die onder 15s in die kwartfinaal gewen het? Sê Wian, met 'n nuutgevonde gesag wat die maande as hoofseun hom gegee het. Gerrit knik sy kop dadelik instemmend. Die span koukus vir 'n paar sekondes in 'n klein, geslote kringetjie voordat hulle kliphard skree en vasberade hulle plekke op die veld inneem. Stefan, die losskakel, neem die strafskop waar en skop die bal teen 10 tree van die opponente se doellyn af uit. Die lawaai op die paviljoen is so oorverdowend dat Willem die teken vir die ingooi 2 keer moet skree. 'n maaldryfbeweging ontstaan soos beplan. Gerrit breek weg en vra skree kliphard vir die bal. Dit het die gewenste uitwerking, want sy reputasie as 'n kragspeler wat die opponente op die doellyn kan stoomroller is alom bekend. Die verdediging beweeg om. Die agterman voer 'n vinnige fop aangee na hom toe uit. Maar in die laaste breekdeel van 'n sekonde gooi hy die bal onderarm vir Wian, wat om die klein kantjie bars. Die vleuel vernuftig aftrap en in die hoekie oorduik. 'n oorverdowende gejuig breek uit. Dit duur 'n rukkie voordat Willem besef, daar is iets fout. Hy raak eers bewus van die skeieregter se fluitjie wat onophoudelik blaas, dan sien hy hoe die ouens almal saamkoek en vuiste wat onbeheers swaai. Langs die bakleierery lê Gerrit bewegingloos op die naad van sy rug. Willem se oë rek wyd. "Julle varke, julle bliksems," skree hy verwoed. Al die opgekropte emosie en spanning van die afgelope weke breek los. Hy storm blindelings vorentoe. Wat daarna gebeur het, kan hy later niks van onthou nie. Maandagoggend sit Helene reeds 'n kwartier voor die vergadering begin in die konferensiekamer en koffie drink. In haar kop werk sy deur die week se program. Sy het nie die naweek so ver gevorder met haar taalvraagstel soos sy moes nie, want sy was Vrydagmiddag te moeg nadat sy Donderdag aand na 11 by die huis gekom het. Sy moes eers haar motor by Alta gaan haal. Toe het Karin se pa agter haar aan tot by haar huis gery en seker gemaak sy is veilig in die huis voordat hy gery het. Sy het net die begripstoets en sy memorandum klaar gemaak. Sy sal vanmiddag voor haar man van die lughawe afkom die opsomming moet klaar maak en so lank 'n lys moet opstel van al die taalleer wat hy tot dusver afgehandel het. As jy so in gedagtes sit, Helene, onderbreek mevrou Prinsloo haar gedagtes. Ek dink sommer aan alles wat die week moet gebeur en aan hoe ek 'n kind in 'n uur se tyd 'n nuwe posisie moet leer. Toe maar, ek sien dieselfde bootjie, sê sy moedeloos. Hierdie laaste week was die wintersport 'n slagveld van beserings. My hokkiespeler se wangbeen, jou speler se kruisligamente en Saterdag 3 rugby spelers van die eerste span. Hoe so? Vra Helene verbaas. Sy het nie Saterdag aan rugby kyk nie, want sy was doeteenvoudig te moeg en te besig. Marnus se neus is af en Gerrit het ernstige harsingsskudding opgedoen nadat hy sonder die bal getackle is. Vertel meneer Lou in die verbygaan op pad na sy stoel. Ag nooit, sê Helene geskok. Dis baie slegte nuus. Gaan hulle lank uit wees? Die eerstes het gelukkig gewen en het volgende Saterdag af. Marnus sal slegs 'n week uit wees en
sal dus nie 'n wedstryd mis nie. Gerrit gaan ongelukkig 6 tot 8 weke uit wees, dalk langer. Hy gaan die finale proewe vir Kruiwenweek misloop, verduidelik hy breedvoerig. Dis baie hartseer, sê Helene geskok. En die derde een? Willem, maar hy is nie beseer nie. Intussen kom die res van die bestuurspan ook in. Meneer Joubert se gesig is stroef, soos altyd, wanneer dit Saterdag sleg gegaan het met die rugby. Willem het na Gerrit se plettervat heeltemal kop verloor en 2 ouens platgeslaan en die skeieregter onderste bo gestamp toe die probeer keer het, vertel meneer Lou verder. Nooit. Dis verskriklik. Wat het hom besiel, vra Helene ontsteld. Hy het heeltemal die klits kwyt geraak volgens Arno. Hy en Renier het 'n uur lank gesukkel om hom tot bedaring te bring. Hulle sê hy het 'n totale ineenstorting gehad, waarskynlik oor sy oupa se dood. Die rugby was die laaste strooi. En nou, vra Helene bekommerd. Sy weet dit is totaal onaanvaarbaar dat 'n kind 'n skeieregter rondstam. Ek het Saterdag lank met die afrigter van die ander skool en met die skeieregter gepraat. Ek het verduidelik die kind ly aan skok nadat sy oupa voor hom dood is, dat hy hom morsdood geskrik het, toe Gerrit so doodstil gelê het. Adolf en ek het 'n goeie verhouding. Hy is bereid om dit te laat gaan, maar ek glo nie die Unie gaan dit daar los nie. Hulle sal 'n voorbeeld van ons wil maak. As ons gelukkig is, sal hulle dalk nie aandring dat hy vir die res van die jaar geskort word, antwoord meneer Joubert stroef. En as ons nie gelukkig is nie, vra die hoof, wat intussen ook kom sit het. Hulle kan moontlik aandring dat die hele span vir die seisoen uit die liga geskort word. Ag nee, roep my Prinsloo ontsettend. En Willem, is hy oukei, vra Helene. Arno sê die seun het vreeslik gehuil. Hy voel sleg want Anke het blykbaar verlede week 'n paar keer vir hom gesê, daar is fout met die kind en dat hy met hom moet praat, maar hy het nooit so ver gekom nie. Nou is hy woedend daaroor vir Arno, vertel meneer Lou. Moeilikheid in die paradys, sê die hoof spottend en almal lag saam. Jy moet my maar op hoogte hou sodra jy iets van die Unie afhoor, Dani, sê die hoof. Ek sal, mevrou. Ek en jy sal waarskynlik Nes Villa van weleer soos 'n slang moet seil om die skool se reputasie te red, sê hy met 'n begrafnisgesig. Helene kry hom jammer. Sy weet hoe passievol hy oor rugby is. Sy wou nog haar lot bekla het oor haar span se situasie, maar bedink haarself. Haar probleem blyk ewe skielik piepklein teenoor syne. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.